So ek gaan vir julle 'n kort proses gee, hoe ou dit kan gebruik in jou elke dag se lewe. Die eerste, in die oomblik wat ek bewus word van hierdie ding, wat nie eintlik deel is van die nuwe soort lewe, waarvoor God my laat sterf het en hy die dood laat opstaan het nie, byvoorbeeld jaloesie. Dan moet ek stop en bewus word van hierdie ding. Nie om jou skuldig te laat voel nie. Nie om jou skuldig te laat voel nie. Onthou, jou sondes is klaar vergewe, is klaar mee afgereken. Dis net om daai werklikheid van hierdie stuk ou menslewe wat in my leef, om dit te kan herken. Here, hier is hierdie ding in my binneste. En dit rym nie met my nuwe menslewe nie. Want hier is die ding, jy sal niks in jou lewe verander wat jy nie eers erken nie. Here, hierdie ding wat ek doen, is 'n ding uit my ou menslewe. Is nie reg nie. Stap 2. Sterf. Here, ek het saam met U gesterf. Ek is dood, ek is 'n kadaver, ek is 'n lijk, ek kan nie meer hierdie goed doen nie. En voel hoe jy sterf saam met Christus, dat daar niks in jou is wat daai roepstem om te skinder of sleg te praat of afbreekend te praat, om daaraan toe te gee nie, want jy het gesterf daan. Stap 3. Jy weet wat die nuwe manier is, want jou denke is vernuwe. Jy weet, praat opbouend. So, staan op in 'n nuwe lewe. Erken, stop en erken die werklikheid, sterf, staan op. Stop, sterf, staan op. Stop, sterf, staan op. Verstaan julle die patroon? Dis hoe ek nuwe lewe in my laat groei, sodat ek die 20 jaar na my wedergeboorte nog lyk soos 'n babietjie van 2 en 3 dae nie. Dis hoe ek groei, vorder my geloofslewe. Om nuwe lewe te leef is 'n uitdaging om in my praktiese elke dag se lewe daai verkeerde goed wat ek weet nie hoort by my nuwe lewe nie, te sterf daaraan en dit te vervang met die nuwe styl van lewe. Sodat ek regtig die lewe kan leef in oorvloed waarvoor Christus gekom het.